Goeienaand en baie welkom, dit is ons Goeie Nuus om 7 en dit is dan die 18de Junie vanaand en ek hoop nou dat met elkeen sommer pragtig gaan. Nou ons het nog so 1 of 2 keer oor voordat die skole sluit en ons wil graag bietjie saam dink, jy is omdat ons nou dag Pinkster gevier het oor die Heilige Gees, temas rondom die Heilige Gees en vanaand dan die baie interessante gedeelte in Efesiërs wat ons kry van om die Gees te bedroef, wat uit die aard van die saak nie dieselfde is as om sonde teen die Heilige Gees te doen nie. Nee, dis weer 'n ander tema, so vanaand dan die Heilige Gees bedroef. Maar voordat ons dit lees, kom ons bid vir die Here se leiding. Ons getroue Here, dankie vir u lig en nabyheid, u sorg, die feit dat ons in u hande kan wees, die feit dat u ons rots is, dat u ons herder is, dat u die een is wat ons lei, by wie ons kan gaan skuil, dat u ook die een is wat vanaand deur u woord met ons praat. En daarom bid ons, o Here, vir u nabyheid, dat u ook nou in hierdie oomblikke ons rustig mag maak, en dat ons kan luister, kan hoor, en dan ook weer ons lewens daarvolgens gaan inrig. Dankie vir die heerlike troos, Here, dat daar by u is daar altyd wegkruipplek, want daar is niemand soos u nie. En daarom bid ons dit in Jesus se naam. Amen. Nou ja, lees gerus saam met my, wat sê Efesiërs 1. Efesiërs 1 vanaf vers 4 af, ek jok nou, Efesiërs 4 vanaf vers 26 af. Hy sê, Paulus is nou besig met 'n klomp voorskrifte, nou voor dit praat hy bietjie oor die nuwe lewe wat ons in Jesus het, en dan gee hy nou prakties, maar hoe sal so 'n nuwe lewe lyk? En dan sê hy, as jy kwaad word, moenie sondig nie, moenie 'n dag kwaad afsluit nie, moenie die duiwel vat kans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self aan sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond uitkom nie. Praat net wat goed en opbouend is, volgens die eis van omstandighede, sodat julle hoorders ten goeie kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as 'n eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Nou daai laaste vers wat ons dan nou gelees het, is eintlik die bietjie noem dit maar ons fokus, ons wegspring vers, nee, moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Nou dis eintlik nogals iets om oor na te dink, nie waar nie, die feit dat ek en jy die Heilige Gees kan bedroef, om hartseer kan maak. Want die Heilige Gees is toch God, nee, en God is deel van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, en God hoef hom nie te steur aan wat mense doen nie. Ons as mense is anders, nie? Ons lewe word beïnvloed deur omstandighede en wat mense rondom ons doen en sê. Dit raak ons, nie? Ons is nie heeltemal onaangeraak deur ander mense nie. Wanneer iemand naby ons teleurstel, word ons kwaad of hartseer, noem dit maar op, en as iemand naby ons iets ouliks doen, dan maak dit ons bly. Maar die Here is nie iemand wat homself deur mense en omstandighede hoef te laat beïnvloed nie. Want hy is nie eenvoudig soveel groter nie, hy is volledig selfstandig en onafhanklik. En tog leer die Bybel ons dat ek en jy die Heilige Gees kan bedroef. Met ander woorde ek, nee, eenvoudige mense, een uit, hoeveel, wat ook al, 55 miljoen mense in Suid-Afrika, het die vermoë om die almagtige Heilige Gees te bedroef. Dit is nogals iets om oor te wonder. En die verwondering groei eintlik wanneer mense daaraan dink dat jy nie iemand hartseer kan maak wat jou nie ken nie. Nee, nog meer, wanneer iemand in jou wanneer iemand met jou in 'n verhouding staan, dan kan mens regtig daardie persoon hartseer maak. Hoe nader ons aan iemand is, hoe groter die vermoë om die persoon hartseer te maak. So, die opdrag van Paulus beteken eintlik dan dat die Heilige Gees ons ken, dat hy naby ons is, en dat wat ons doen en dink en sê, 'n invloed op hom het. In die Bybel leer dat die Heilige Gees in ons woon. Nee, ook in die gemeente van die Here. Paulus skryf die brief Efesiërs aan die gemeente in Efese. Dis gelowiges, mense wat die Here geken het. So die Gees is nie net so nou en dan by ons, asof hy bietjie kom kuier so nou en dan nie. Hy is nie iemand wat kom en gaan nie, hy woon in ons. En ons weet en ons glo en ons bely dat die Heilige Gees saam met Christus, saam met die Vader, dat hy God is. En dat die Heilige Gees, want geloof is die eerste teken dat die Heilige Gees in jou is,
dat jy volkome elke oomblik van elke dag die Here se teenwoordigheid se aandag met jou het. Want ons kan nie glo as die Gees nie in ons is nie. So die Gees is met nie net naby nie, hy is in ons, hy is oral waar ons gaan, of ek gaan lê en of ek opstaan, en alles wat ek tussen opstaan en lê doen, hy is die hele tyd met ons. En dis iets waarna ons bedink as ons hierdie opdrag van Paulus wil verstaan, nee, en dit is nogals besonders, nee, ek het die Heilige Gees, dis die vertrekpunt wat Paulus maak, en hy skryf immers hierdie brief aan mense wat die Gees het, moenie die Gees bedroef nie, want dis juist omdat die Gees so naby ons is, dat ons hom kan hartseer maak, want hy is 'n persoon, nee, een van die 3 persone van die 3 eenheid, daar is emosie by hom betrokke, so lees ons ook dat Jesus hartseer geword het, dat die Vader 'n Vader is wat sy kinders hartstogtelik lief het, nee, so God is ook 'n God met emosies. So wat ek as 'n Christen doen, raak nie net myself nie, dit raak iemand met 'n hoofletter U baie nader aan my, dit raak iemand wat ons lief het en wat in ons woon, dit raak die Heilige Gees. Want sien, die Christelike godsdienst gaan in die eerste plek nie oor 'n klomp moets en moenies nie. Nee, ook hierdie klomp opdragte wat Paulus gee, dis nie in die begin van sy brief nie, dis in die einde van sy brief, en dis ook nie 'n klomp wette wat hy gee nie, en daarom ook hierdie gedeelte oor die Heilige Gees, want dit gaan soveel dieper as net moets en moenies, dit gaan oor verhouding tussen God en mens. Het gaan om 'n liefdesband wat ek met die Vader het, deur die Heilige Gees, daai band wat die Gees met ons en die Vader gebou het. So wanneer ek dis iets doen, wat ek nie veronderstel is om te doen nie, of iets moes doen en dit nie doen nie, dan tas ek ten diepste daai liefdesverhouding aan. Ek bedroef hom, ek tree liefdeloos op, ek maak hom hartseer, ek bring goddelike trane. Wie is ek en jy om dit te kan doen? Nou goed, hoe bedroef ons die Gees? Nou, uit die aard van die saak, altyd, wanneer ons na die Here se woord kyk, dan is konteks belangrik, nie waar nie. En wat sê die boek Efesiërs oor die Heilige Gees alles? Nou, die eerste 2 hoofstukke van die boek handel oor die verlossing wat ons het in Jesus Christus. Hy sê in 1 vers 7, dat ons verlos is deur die bloed van Christus, en dat ons vergewe is op grond van God se genade. En dan net 'n paar verse verder in hoofstuk 1, dan sê hy dat ons deur Christus nou deel is van die volk van God, en dis belangrik. En dan sê hy in hoofstuk 1 vers 14, dat ons beseël is, dat die waarborg het van die Heilige Gees. In hoofstuk 2 skryf hy dat ons geestelik dood was, maar nou het ons die lewe, dat ons en Christus een is. In vers 18 van hoofstuk 2 sê hy, deur hom, dis dan Jesus, deur hom het ons almal, Jode en die Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Goed, en dan in hoofstuk 3 praat hy 'n bietjie van sy gevangenskap terwille van die evangelie, hy doen 'n gebed vir die kerk, in hoofstuk 4 praat hy dan oor die eenheid van die kerk. En dan leer hy ons baie spesifiek in vers 3, dat hierdie eenheid wat tussen gelowiges gesmee is, 'n baie besondere eenheid is. Dis 'n eenheid wat deur die Gees gesmee is, sodat ons in vrede met mekaar kan lewe. En dan sê hy, eintlik baie mooi, hy sê, daar's tog net een God en Vader, een hoop, een liggaam, en dis meer nie, daar's net een, want daar's een Here. En dan miskien kan ons dan nou uitwerk waartoe ons op pad is, want in ons gedeelte wat ons gelees het, praat die Here met ons oor 'n klomp dinge, nee, oor kwaad word en steel en vloek en uitskel en verbitterd raak en opvleend. Maar wat is al hierdie dinge? Waaroor gaan dit? Dit gaan eintlik alles oor verhouding tussen mekaar, nie waar nie. Dit gaan oor ons verhoudings met mekaar. En dan in die middel van al hierdie verhoudingsdinge, moenie goeders doen wat die verhoudings breek nie, sê hy, maar moenie die Heilige Gees bedroef nie. En dis 'n tipiese Griekse skryftechniek, is amper soos 'n hamburger, die belangrike deel is in die middel. Die hamburger gaan nie so baie oor die broodjie bo en onder nie, het gaan oor wat in die middel staan. Toe broodjie tegniek. So, wat bedroef die Heilige Gees? Ja, sekerlik is daar baie dinge waarmee ons die Heilige Gees kan bedroef, of 'n sekere ingesteldheid hê om leuns te vertel en kwaad te word en te sondig en te steel en ag noem maar op, nee. Maar dit is alles dinge wat die Heilige Gees, maar dis nie 'n lysie van 'n paar goed wat vir die Gees erger is as ander dinge nie. Wat die Heilige Gees bedroef, onder andere, en dis tog duidelik uit die hele brief uit,
En dis wat ons net nou probeer wys het, is dat wanneer daai bande wat tussen medegelowiges bestaan, gebreek word. Wanneer ons nie meer in vrede met mekaar kan lewe nie. En dan moet ons onsself bietjie ondersoek, want nou raak dit regtig moeilik, nie waar nie. Het ek en jy dieselfde doelwit as die Heilige Gees? Nee, ondersteun ons mekaar, dra ons mekaar se laste, is ons daar vir mekaar, as mens net dink aan al die mekaar tekste in die Bybel. Nou goed, hoekom is dit so erg om die Heilige Gees te bedroef? Nou, eerstens moet ons sê dat ons hom bedroef, omdat hy is wie hy is. Hy is die Heilige Gees van God. Nee, in die Griek staan die Heilige Gees so 'n bietjie anders. Letterlik, as ons hom letterlik vertaal, dan staan daar die Gees, die Heilige Een van God. Nee, so weer eens dit wat in die middel staan. So die klem lê op die heiligheid van die Gees. Dat hy God is. Hy is skoon, hy is sonder sonde, hy is van God self af. Hy kan dit nie verdra as heilig is, onheilig lewe nie. Dit gaan teen sy wese in. En daarom beveel hy deur Petrus dat ons heilig moet wees omdat hy heilig is. Hy hou nie daarvan as mense in wie hy woon onheilig lewe nie. En tweedens moet ons onthou dat dit in die Christelike godsdiens oor God gaan en nie oor my en jou nie. Nee, dat hy in die middelpunt moet wees. En derdens bedroef dit die Gees omdat die Gees in ons woon. Wanneer ons ander gelowiges seer maak, dan maak ons die Heilige Gees seer. Nog verder. Nee, wanneer ons dinge doen, dan ignoreer ons in effek die feit dat die Heilige Gees in ons woon. Ons weet tog, hoe voel dit wanneer iemand anders maak as wat ek nie bestaan nie, asof hulle my ignoreer hoe dit voel. Nee, soveel te meer met die Gees. En dan laastens is dit ernstig, omdat dit ook vir my as gelowige raak. Wanneer ek ongehoorsaam aan die Here leef en die Heilige Gees bedroef maak, dan ontneem ek myself van die vreugde wat die Gees in my werk. Nee, dink maar net aan die vrug van die Gees, nee, liefde, vreugde, vrede, geduld, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. So wanneer ek nie daardie dinge doen nie, dan ontneem ek myself van iets. Paulus plaas die klem op die grootste werking van die Heilige Gees, en dit is dat hy ons beseël as die eiendom van God met die oog op die wederkoms. Nou die beeld is baie bekend, nee, wanneer iemand, 'n koning, 'n brief van iemand skryf, en hy het die brief toegemaak, en dan het hy was daarop gegooi om hom te seël, en met sy koninklike ring die stempel afgedruk. Ons sien dit baie keer in die flieks, en wanneer iemand die brief ontvang, dan het hy die waarborg, hy die seël, dat hierdie brief kom regtig van die koning af, nie, dis oorspronklik, dis eg, is nie nagemaak nie. So, nou gebruik Paulus daai beeld om te sê dat die Heilige Gees is die seël wat ons verseker dat ons God se eiendom is. Want dan word indien God by wyse van Spreuke 'n bewys op skrif sou stel dat ons aan hom behoort, dan is die Heilige Gees die seël waarmee die brief verseël word. En dit beteken eenvoudig dat ons behoort regtig aan die Here in die handskrif van God geskryf. Dit is regtig so, is nie 'n valse dokument nie. Ons behoort aan die Here, daarvan is die Heilige Gees getuie. Die belofte wat hy dan gee is dat ons deel sal hê in die volkome verlossing in Jesus Christus. Dat dit wat ons nou gedeeltelik ervaar, dat ons dit volkome sal ervaar. So wanneer ons die Heilige Gees bedroef, dan kan ons maar weet dat dinge soos vrees en dan die teenwoordigheid van hartseer en die afwesigheid van vrede, dis die dinge wat dan in ons harte kom wortel skiet. Ons is besig om die duiwel vat kans te gee. Maar goed, kom ons sluit af met die positiewe. Wat kan ons doen om nie die Gees te bedroef nie? Ek dink om dit eenvoudig vir ons te maak, ons kan bewustelik lewe dat die Heilige Gees in ons woon. Nie net in my nie, maar ook in my medegelowige, my broer, my suster in die Here. Dat ek 'n besondere gas het, wat by my in hierdie tempel, hierdie liggaam van my woon. En dis God self. En dat ek nooit sonder hom is nie, dat waar ek ook al gaan, of wat ek ook al doen, die Gees is in my en met my. En dat ek hom daarom nie moet ignoreer nie. Dat ek nie sy werking moet miskyk nie. Nie sy leiding in my lewe moet ignoreer nie. Om te lewe vervul met die Gees beteken ons lewe onder sy invloed. Gehoorsaam aan die Here se woord. Want die Here se woord en die Gees loop tog saam. Nie om gehoorsaam te wees in die opdragte van die Here beteken dat ons besig sal wees met die Here se woord. Dis hoe ons ook nader in die Here beweeg.
So lewe vanuit die beloftes waarvan die Heilige Gees ons verseker. Bou verhoudings. Maar om het eenvoudig te stel, ons lewe met die doelbewuste wete dat die Gees is in my. En dat ek elke dag daarin kan dink, in die oggend as ek opstaan of gaan slaap, of waarmee ook al, die hele dag, die Gees woon in my, en daarom is ek een met God die Vader, en een met my broers en susters, en kan ons die eenheid najaag, en ook so die Heilige Gees gelukkig maak. Mag ek en jy, daai heerlike troos, ons het die Gees, God, nie net met ons nie, maar ook in ons, mag ons dit ook leef. Amen. Kom ons bid. Here, dankie dat U in ons woon, dat U bereid is om deur U Gees betrokke in ons elkeen te wees, nie net 'n bietjie nie, dat ons nie net 'n liter Gees kan hê nie, maar die Gees in sy volheid. God in ons. Hoe wonderlik. Here, maar wil U ons leer en lei en rig, dat ons hoe langer hoe meer ook mag lewe na U Gees, en minder na die vlees, dat ons meer en meer onsself sal kruisig, meer en meer onsself sal verloon, dat hy die een is wat ons lewe beïnvloed. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie vir jou tyd. Ek hoop jy het sommer 'n heerlike aand en 'n pragtige week verder. Groetnis.